Laat ons vandag God se woord bestudeer met die preek getiteld: Die kerk van God gestig op die fondament van die apostels. Ons kerk van God is deur Jesus gestig en is deur die apostels gekweek. 또 사도들에 의해서 굉장히 또 많이 발전을 또 이루었습니다. Toe, rondom die 4de eeu, het die Sabbat en die Pasga verdwyn 유월절이 사라지고 en God se regulasies is vervang met heidense gebruike. 이방 종교의 어떤 제도로 서서히 변모해 갔습니다. Aangesien daar geen lig was nie, word dit in die kerkgeskiedenis die donker eeue genoem. 종교 암흑 세기라고 이렇게 표현하고 있습니다. Na die donker eeue het Christus aansangong in 1918 na die aarde gekom om sy kinders te red. 1918년도 이 땅에 우리 자녀들을 구원하기 위해서 발을 내디디셨습니다. In 1948, op die ouderdom van 30, het hy die evangeliewerk begin in die tyd van die Heilige Gees soos geprofeteer is, wanneer die takkies van die vyeboom sag word en sy blare uitkom. Weet jy dat die seun van die mens reg is by die deur? In 1985, die 37ste jaar van Dawid se profesie, het hy Dawid se troon voltooi en na die hemel opgevaar. 4 jaar voor sy hemelvaart, deur die koerant weekleerele heen, het Vader Aansangong voorspel dat die wederkoms Christus 37 jaar van evangeliebediening moet voltooi en verbygaan. Toe 4 jaar later, het hy gesterf volgens die profesie. Volgens die profesie van die Bybel, wie is geskep toe Adam in 'n diepe slaap verval het? Eva is geskep. Net soos dit geprofeteer is, het Vader sy kinders van hemelse moeder geleer. Hy het geskryf, Elisa het vir Elia gevolg, Josia het vir Moses gevolg, Petrus het Jesus gevolg en ek vir moeder. Hy het dit in sy eie handskrif opgeteken en waardevolle leringe vir sy kinders nagelaat. Daarna het die kerk van God ywerig die pad van die evangelie geloop vir ongeveer 40 jaar onder leiding van hemelse moeder. Al is ons God se kinders, het God gesê daar sal dae van hartseer wees. Soms word ons deur mense beledig en beswadder. Maar die Bybel profeteer dat God ons uiteindelik 'n dag van vreugde en heerlikheid sal gee. Vader het na hierdie aarde toe gekom en in 1964 het hy die naam van die kerk in die Bybel herstel. So is die kerk van God gestig. Onder die leiding van Vader en Moeder word die evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig, net soos die Bybel geprofeteer het. Die kerk van God, wat in 'n klein plek soos Markus se bovertrek begin het, versprei nou die evangelie oor die wêreld onder hulle seën. In elke land is mense trots op hul bekende universiteite en belangrike instellings. As jy 'n lid van sulke organisasies was, sou mense na jou opkyk. Op wie beny die engele in die hemel? Daar staan geskryf dat hulle die mense van die kerk van God beny wat die nuwe verbond nakom. Hulle beny nie die konings van die wêreld nie. Hulle beny nie die bekende geleerdes of die beroemde dokters nie. Hulle beny die lede van Sion wat vandag hier is, nie waar nie.
Daarom moet julle trots wees om die kerk van God by te woon. 큰 자부심과 긍지를 가지셔야 됩니다. 예. Hoekom is dit? 하나님의 교회는 Wie het die kerk van God gestig? Jesus het dit 2000 jaar gelede in die tydperk van die Seun gevestig. 예수님께서 직접 세우셨고 Bewonder alle Christene nie apostel Petrus, 초항하고 헌모하는 apostel Paulus en apostel Johannes, 또 사도 바울이 다녔고 wat die boek Openbaring geskryf het nie. Watter kerk het hulle bygewoon? Dit is ons kerk. Van ons kerk is getuig deur die Bybel en die profete, deur God gestig op die fondament van die profete en deur God geleer. Ons moet trots wees dat ons hierdie kerk bywoon. Terwyl jy preek, kan jy mense vra, gaan jy kerk toe? As hulle sê, ja, vra dan, is jou kerk deur God gestig? Ons kerk is deur God gestig. Is jy nie nuuskierig oor ons kerk nie? Kom ons kyk vandag na hierdie saak. Die Bybel sê dat daar dwars deur ons lewe dae van hartseer sal wees. Totdat die dae van droefheid vir Jerusalem tot 'n einde kom, sal haar kinders nie in hierdie wêreld verwelkom word nie. Aangesien hierdie dae van hartseer egter in die Bybel geprofeteer word, moet ons dit nie oorkom nie. Wanneer dit verby is, sal God sê, jou dae van hartseer kom nou tot 'n einde. Wat wil hy op die ou end vir ons gee? Hy sal ons dae van heerlikheid en vreugde gee. Kom ons kyk na die profesie oor die kerk van God in 1 Korintiërs hoofstuk 1. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 2. Aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Wat was die naam van die gemeente in Korinte? Dit was die kerk van God. Daar is net die kerk van God wat in die Bybel getuig. Die naam is baie belangrik. Die kerk van God is die kerk wat God bedryf. Die naam van die kerk is die kerk van God, omdat dit deur God gestig is en deur God gelei word. Daarom, toe Jesus die kerk 2000 jaar gelede gestig het, het hy dit die kerk van God genoem. Die kerk wat apostels Petrus, Paulus en Johannes en al die heiliges van die vroeë kerk bygewoon het, was die kerk van God. Kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 20. Kom ons kyk na vers 20. Wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie, want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet, en een bly honger en 'n ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie, of minag julle die gemeente van God, en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Oor hierdie saak prys ek julle nie. Watter naam is hier geskryf? Kerk van God. Selfs in die tyd van die vroeë kerk het sommige lidmate nie die regulasies van die kerk van God gevolg nie, maar volgens hulle wil opgetree. Apostel Paulus het geskryf, sulke optrede moet nooit binne die kerk van God gedoen word nie. Om minagting vir die kerk van God te toon, is onaanvaarbaar. Kom ons gaan aan na hoofstuk 15. In 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 9 staan daar geskryf: Want ek is die geringste van die apostels, omdat ek die gemeente van God vervolg het.
Toe apostel Paulus 'n lid van Judaïsme was, het hy die kerk van God vervolg. 굉장히 핍박했습니다. Op pad na Damaskus het hy 'n helder lig ontmoet. 아주 강렬한 빛을 만나게 되죠. Die lig was so sterk dat hy op die grond geval het en 'n stem het uit die lig gekom. 빛 가운데서 소리가 들렸습니다. Op daardie tydstip was apostel Paulus se naam Saulus. Hy het Jesus se stem hoor uitroep: "Saul, Saul." 예수님의 그 음성을 듣게 되었고 Daarom het hy geantwoord: "Wie is U, Here?" "Ek is Jesus van Nasaret, wat julle vervolg." Paulus was verbaas. 깜짝 놀랐습니다. Tot dan het hy gedink dat hy volgens God se wil leef, maar in plaas daarvan het hy diegene vervolg wat God se wil volg. 가장 앞장선 앞제비 역할을 했으니까 말이죠. Dit was hoekom apostel Paulus oor sy vorige lewe nagedink het. 시간을 회고하고 있습니다. Kom ons kyk weer na vers 9. Want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. 감당치 못할 자로 다하고 있습니다. Paulus het gedink, terwyl ek in Judaïsme was, het ek die kerk van God vervolg. Maar ek is die kosbare posisie en die titel van 'n apostel gegee. Ek verdien nie hierdie seën nie. Hier verduidelik apostel Paulus hoe hy die kerk van God vervolg het, sonder om die waarheid te besef. 핍박하고 박해해왔다는 자신의 그 과거의 이력을 지금 설명하고 있습니다. Kom ons kyk na 1 Timoteus hoofstuk 3 vers 15. 함께 보겠습니다. Hoofstuk 3 vers 15. Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is, wat is dit? Die kerk van die lewende God, 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. En die geheimenis van die ware Godvreesendheid is sonder twyfel groot. Wat was die naam van die vroeë kerk wat Jesus Christus gestig het? 예수 그리스도께서 세우신 그 교회는 오직 어떤 이름을 가지고 있었습니까? Dit was die kerk van God. 이름을 가지고 있었습니다. Dan, op watter fondament is die kerk van God gebou? 터전 위에서 세워진 교회인가? Kom ons kyk na Efesiërs hoofstuk 2 vers 20. Hoofstuk 2 vers 20. Gebou op die fondament van die apostels en profete met Christus Jesus self as hoeksteen. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. In hom verrys die hele gebou goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Watter kerk is gebou op die fondament van die geloof van die apostels en profete en die waarheid wat hulle geleer het? Dit was die kerk van God. Jesus het dit so gevestig. Christus het die kerk gestig wat in die Bybel geprofeteer word en wie se toekoms gewaarborg is. Hy het die kerk van God gevestig as die belangrikste plek vir die redding van die mensdom. Daarom moet ons trots wees op ons kerk. Kom ons kyk na die boek Matteus hoofstuk 16 vers 15. Matteus hoofstuk 16 vers 15. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. Nou, kom ons kyk van naderby. Vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek. Na wie verwys ek? Dit is Jesus. Wat sal hy bou? My kerk bou. Wie se kerk is my kerk? Jesus is God die Seun volgens die drie-eenheid. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal. Wat sal die poorte van Hades nie doen nie? Hulle sal
dit nie oorweldig nie. 어떻게 한다고요? Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees, en wat jy ook al op aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. Jesus het die gesag van hierdie kerk erken. 이 교회가 가지고 있는 그 권세. 예수님께서 Wanneer ons Matteus hoofstuk 16 van nader bekyk, kan ons sien dat Jesus Petrus seën deur te sê: "Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou." 내 반석 위에 세우게 될 것이다. 이렇게 해서 베드로에게 축복 주신 이와 같은 장면을 마태복음 우리 16장에서 살펴볼 수가 있겠습니다. As ons die kerk vind wat Petrus, Paulus en Johannes bygewoon het, die kerk wat gebou is op die fondament van die profete, 터 위에 세우심을 입은 그 교회를 찾게 된다면 kan ons weet wie 그 daardie 교회가 kerk 누가 gestig het, 세우신 nie 교회라는 waar nie. 것을 알 수 있습니까? 2000 jaar gelede het Jesus gesê: "Ek sal my kerk stig en aan Petrus die sleutels van die koninkryk van die hemel gegee om God te herken wat in die vlees gekom het." 천국 열쇠를 허락하셨습니다. Watter kerk het sulke seëninge ontvang? 받은 교회가 과연 어떤 교회일까 말이에요. Ons moet nie die Bybel miskyk nie, maar dit noukeurig 이런 ondersoek. 대목에 대해서 아주 중요하게 살펴볼 필요가 있겠습니다. 이런 Sal dit nie 교회를 wonderlik 갖게 wees 된다면 as ons 하는 dieselfde 것입니까? kerk bywoon nie? 구원이 Almal, hierdie kerk waar verlossing gewaarborg is en die waarheid beloof word, is ons kerk van God. 하나님의 교회입니다, 여러분. Ons moet bewus wees hiervan. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 22 vers 7. Lukas hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons die pasga voor, sodat ons dit kan eet." Dit was die kerk waar Petrus en Johannes die pasga voorberei het. Wie het hulle opdrag gegee om dit te doen? God het in die vlees na hierdie aarde gekom en Petrus en Johannes gestuur. Met ander woorde, deur die waarheid openbaar God een vir een die kerk wat op die fondament van die apostels en profete gevestig is. Deesdae is daar talle kerke. Watter kerk heg egter waarde aan die pasga? Respekteer die wet van waarheid en hou God se opdragte volgens die regulasies. Dit is slegs die kerk van God. Kom ons gaan voort. Vers 14. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostels saam met hom vir ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: "Ek het van harte begeer om hierdie pasga saam met julle te eet voordat ek ly." Beteken die eet van die pasga nie om die pasga te vier nie. Dit is omdat ons binne die bepalings van die pasga die vlees van die seun van die mens moet eet en sy bloed moet drink. Jesus het gretig begeer om die pasga te eet. Die kerk wat op die fondament van die apostels en profete gebou is, moet begeer om die pasga te hou. Vier ander kerke egter die pasga. Daar is geen ander kerke wat die pasga hou nie. Met ander woorde, ander kerke is nie die kerk wat Jesus gestig het, wat op die fondament van die apostels en profete gebou is nie. Die pasga is die waarheid wat Jesus vasgestel het en gretig begeer het om te onderhou. Word hierdie waarheid nie in die wêreldsending genootskap kerk van God gevind nie. Kom ons gaan aan na vers 19. Vers 19. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, en gee dit vir hulle, en sê: "Dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring." Wat het Jesus gesê? Doen dit om my in herinnering te bring. Dit is 'n regulasie en 'n opdrag wat Jesus daar gestel het. Watter waarheid moet die kerk wat deur Jesus gevestig is, bygewoon deur die apostels en gebou op die fondament van die apostels hê? Die kerk moet die waarheid van die pasga hê.
Vandag, hoewel daar talle kerke is wat beweer dat hulle in God glo, hou hulle nie die Pasga nie. 수다이 많은데도 불구하고 유월절을 지키지 않습니다. 예수님께서 Waarom het 이 Jesus na 땅에 hierdie 뭐 aarde 때문에 toegekom? 오셨다고요? Hy het gekom om ons te red as die Pasga niks met ons verlossing te doen het nie. Sou hy dit so gretig begeer om te hou? 이처럼 원하고 원하실 그런 필요가 있겠습니까? 예. Kom ons gaan voort met vers 20. 저녁 먹은 후에 So ook met die beker na die ete met die woorde. Hy het die Pasgawyn geneem en gesê: Hierdie beker, wat is dit? Wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Wat is die naam van die kerk wat op hierdie waarheid gestig is? 기본이 되어서 세워진 교회. 어떤 명칭을 가지고 있다고요? Dit is die kerk van God. 이와 같은 명칭을 가지고 있다고 했습니다. Ek glo dat ons met vrymoedigheid moet verkondig. Dit is die kerk wat ons bywoon. En hierdie waarheid aan alle mense reg oor die wêreld moet versprei om die mensdom tot verlossing te lei. Op die Pasga het Jesus gesê: Hierdie beker is my bloed van die verbond wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Onthou jy nie hierdie waarheid wat in Matteus hoofstuk 26 geskryf is nie? Kom ons vind die betekenis en belangrikheid van hierdie seremonie. Kom ons gaan na Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2 vers 11. Daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom. Hoe is ons naby gebring? Deur die bloed van Christus. Die verbond van waarheid wat aan Christus se bloed gekoppel is baie belangrik. Voorheen was ons vreemdelinge, maar nou is ons nader getrek deur sy bloed. Kom ons gaan aan na vers 19. So is julle dan nie meer. Wie? Vreemdelinge en bywoners nie. Julle is nie meer gaste nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Die woord huisgesin beteken familie. Deur die bloed van Christus kom ons nader aan God. Wat sê die Bybel is ons? Ons is God se familie. Hoe het die Pasgebrood en wyn ons dan God se familie gemaak? Almal wat erfkinders van hul ouers. Hulle erf vlees en bloed van hul ouers. God maak ons wakker deur hierdie fisiese beginsel. Die Pasgebrood verteenwoordig sy vlees en die Pasgewyn verteenwoordig sy bloed. Daarom, deur God se vlees en bloed te ontvang, word ons verhouding met God gevestig soos die van vader en moeder en hulle kinders. Al het God gesê, doen dit tot my gedagtenis, is daar enige kerke wat die Pasga vier. Dit is skokkend. Daarom het God gesê, omdat hulle siende blind en horende doof is en dis nie verstaan nie. Maar gelukkig is julle oë, want hulle sien, en julle ore, want hulle hoor. Ons is waarlik geseënd volgens die Bybel. Aangesien ons sulke seëninge uit die hemel ontvang, kan ons met vertroue met enige iemand praat. Na watter kerk gaan jy? Ek gaan na die kerk wat Jesus gestig het. Sodoende behoort ons vertroue in ons kerk en die waarheid te hê. Is dit nie wat geloof is nie?
As ons versuim om te glo in die profesieë van die Bybel, en ons word soos die sade wat langs die pad of op klipperige grond geval het, sal ons dwaasheid pleeg net soos die saad onder die son verdroog het. 돌밭에 떨어진 씨앗과 같은 존재가 되면 그 햇볕에 말라 죽는 그런 이제 어리석음과 안타까움을 범할 수밖에 없는 것입니다. Daarom het Jesus in Openbaring hoofstuk 3 gesê: 강조를 하셨습니다. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaarskrans wegneem nie. 굳건히 잡으라고 말이에요. Leer die Bybel ons nie dat ons nooit hierdie groot waarheid ligtelik moet opneem en dit soos 'n saam moet verwerp nie. 어리석음을 절대 범치 말라는 것이 성경의 가르침 아니겠습니까? God het die kerk op hierdie aarde gevestig met die groot doel om die wêreld te red. 거대하신 뜻을 가지시고 교회를 세우셨습니다. Om hierdie rede het hy, voordat hy opgevaar het, 'n versoek aan sy disippels gerig. Wat het hy gesê ons moet doen totdat hy weer kom? Verkondig hierdie evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Hy het bedoel dat die enigste manier waarop ons vergewe kan word van die sondes wat ons in die hemel gepleeg het, is deur die evangelie te aanvaar. Kom ons bevestig Jesus se opdrag in Matteus hoofstuk 28. Kom ons sien Matteus hoofstuk 28 vers 18. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Die rol van die kerk van God, wat op die fondament van die apostels gebou is en deur God gestig is om te leer wat verlossing is, wat die hemel is, en of die hel bestaan of nie vir die mensdom wat leef sonder om dit te weet. En om te lei hulle om regverdig, opreg en deugsaam op hierdie aarde te lewe. Die rol van die kerk van God, wat op die fondament van die apostels gebou is en deur God gestig is om te leer wat verlossing is, wat die hemel is, en of die hel bestaan of nie vir die mensdom wat leef sonder om dit te weet. En om hulle te lei om regverdig, opreg en deugsaam op hierdie aarde te lewe. Daarom moet ons ander leer wat dit nie weet nie. Sommige mense glo nie al leer ek hulle nie. Hulle het met vreemde oë na my gekyk. Almal ons doen God se werk of ander ons met vreemde oë of verwelkomende oë sien. Is daar nie geskrywe dat God elke mens sal beloon volgens hulle dade wanneer God se glorieryke werk voltooi is nie? As ons na Matteus hoofstuk 24 vers 14 kyk, wat sê dit oor die evangelie van die koninkryk? Dit sal in die hele wêreld verkondig word. Dit sal verseker oral deur enige iemand se lippe verkondig word. Ons evangelie sal nooit misluk nie. Daarom, laat ons die wêreld red en dit lei met hierdie evangelie. Ek hoop dat al ons Sion-lede dank en eer aan God Elohim sal gee in die kerk wat God gestig het. As ons nie optree nie, kan die wêreld nie gered word nie. God het net een kerk aangewys wat die wêreld kan red. Watter kerk is dit? Wêreldsending Genootskap Kerk van God. Om hierdie rede het God die kerk van God in 1964 gestig. Terwyl hy in 'n klein plekkie soos Markus se bovertrek aanbid het, het hy altyd beklemtoon: hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word. Om hierdie rede het God die kerk van God in 1964 gestig. Laat ons met ons hele hart ons bes te gee, ons kragte bymekaar maak en saam vorentoe gaan. Kom ons openbaar ook God se heerlikheid. Slegs die kerk van God hou die Pasga, die Sabbat en al die regulasies van die nuwe verbond presies soos God beveel het.
Dit is die enigste kerk waar alles perfek strook met die Bybel. Waarom belaster mense dit dan? Ten tye van Jesus se eerste koms is die kerk van God ook belaster. Dit was nie dat die lede bose dade gedoen het nie. Terwyl ander die Pasga gehou het deur lammers te offer, het Jesus die nuwe verbond deur die Pasgabrood en wyn verkondig. Op die Sabbatdag, terwyl ander niks gedoen het nie, het Jesus se disippels 'n paar graankoppe gepluk en die pitte geëet. En Jesus het die siekes op die Sabbatdag genees. Dit is hoekom Jesus gesê het, watter mens onder julle wat net een skaap het, sal dit nie gryp en uithaal, as dit op die Sabbat in 'n sloot val nie. Daarom is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen. Hy het net die voortreffelikste leringe aan ons gegee. Al het hulle monde gehad, het hulle niks gehad om te sê nie. Op hierdie manier het hy die vroeë kerk gelei. In die 4de eeu het Satan die vasgestelde tye en die wette volgens die profesie verander. Daarom, om die mensdom 'n tweede keer te red, het vader en moeder na Korea gekom, aan die eindes van die aarde in die ooste, die waarheid herstel en die kerk volgens die nuwe verbond gelei. Die Pasga wat hy geleer het, is nie die wet van die Ou Testament nie, is Jesus 'n figuur in die Ou Testament. Wat het Jesus in die Nuwe Testament oor die Pasga gesê? Hy het gretig begeer om dit te behou. Wat het Jesus gesê oor diegene wat hom Here, Here genoem het, maar nie sy voorbeelde gevolg het nie? Jy nader my met jou mond en eer my met jou lippe, maar wat is hulle ware bedoeling? Jou harte is ver van my af. Daarom het hy gesê, weg van my af, julle wat wetteloosheid beoefen. Wat sal vader en moeder egter vir die kinders van Sion sê? My geliefde kinders, ek het gekyk hoe julle alles in die vermoë gedoen het om my bevele te onderhou ten spyte van die wêreldse bespotting en vervolging. Daarom sal ek jou seën volgens jou dade. Laat dit nie jou hart klop as jy hieraan dink nie. Met net 'n bietjie meer moeite en krag mag al ons Sion-lede gereed wees om Vader te verwelkom. Ek vra julle opreg om julle toe te wy aan die verspreiding van hierdie evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Hiermee wil ek vandag se preek afsluit. Baie dankie.